Die voornaamwoord. Die voornaamwoord verwys na selfstandige naamwoorde wat alreeds genoem is. Dus maak dit vir ons 'n bietjie makliker om te praat, sodat ons nie die hele tyd die selfstandige naamwoorde hoef te herhaal nie. 'n Maklike manier om te onthou dat voornaamwoorde te doen het met die vervanging van selfstandige naamwoorde of eiename, is om te onthou dat voornaamwoord 4 o's in het, wat verander kan word in gesiggies. En daardie gesiggies is ek en jy en hy en sy. Nou die eerste voornaamwoord waarna ons gaan kyk is die persoonlike voornaamwoord. Die persoonlike voornaamwoord word gebruik in die plek van 'n persoon, sy eiename of dan 'n ander selfstandige naamwoord wat reeds genoem is. As ons die sin Hannes is regtig oulik vat, kan ons Hannes vervang met hy. As ons die sin ek ken vir Hannes vat, kan ons Hannes weer 'n keer vervang met hom. Ek ken vir hom. As ons kyk na die gesin, die gebou is ons huis, dan kan ons die gebou vervang met dit. In plaas daarvan om die heeltyd van die gebou te praat, as ons sê, die gebou langs die pad is ons huis. Die gebou is van baksteen, die gebou is baie veilig. Kan ons net sê, dit is ons huis. 'n Onpersoonlike voornaamwoord word gebruik saam met die onpersoonlike werkwoord wat gewoonlik te doen het met natuurverskynsels, soos byvoorbeeld reën of haal of blits. Dit reën. Dit blits. Die betreklike voornaamwoord is die woordjie wat of wie se wat verwys na iets of iemand wat alreeds voorheen in die sin genoem is. As ons sê die bus is 'n skoolbus, is dit 'n eenvoudige sin. Maar wanneer ons sê die bus wat daar ry, maak ons gebruik van 'n betreklike voornaamwoord om meer inligting te gee oor die bus. Die bus wat daar ry is 'n skoolbus. Wat verwys na die bus en dit is 'n betreklike voornaamwoord, want die ryery wat gebeur het betrekking op dit wat voorheen in die sin genoem is. Die koppie is vol tee, ons brei dit uit met die koppie wat ek vashou is vol tee. So, die vashouery hou verband of het betrekking op die koppie waarvan ons dan nou alreeds gepraat het. Die kinders mag gaan fietsry. Die kinders wie se huiswerk klaar is. So dit vertel vir ons meer van die kinders, maar nou hier praat ons van wie se huiswerk, so wanneer daar besitting ter sprake is, iets wat aan iemand behoort, dan gebruik ons wie se. Nou dis belangrik om te onthou by die voornaamwoord, dat wanneer ons 'n voorsetsel saam met die betreklike voornaamwoord gebruik, word 'n nuwe woord gevorm. Byvoorbeeld, in en wat verander in waarin. Ons sê nie die skool in wat ek is nie, ons sê die skool waarin ek is. Oor en wat verander na waaroor. Ons sê nie die werk oor wat ons skryf nie, ons sê die werk waaroor ons skryf. Met en wat verander in waarmee. Ons sê nie die pen met wat ek skryf nie, maar die pen waarmee ek skryf. Vir en wat word waarvoor. Ons sê nie die ding vir wat ek bang is nie, ons sê die ding waarvoor ek bang is. Daar is nog voorbeelde, hierdie is maar net om jou daarop te wys. Die besittelike voornaamwoord dui besitting aan. Dit is my sak. Die sak is myne. So enige woord
wat vir ons sê dat iets aan iemand behoort, is 'n besitlike voornaamwoord. Dit is jou skoene. Die skoene is joune. Dit is Ludwig se skoene. Die skoene is Ludwig sin. Nou let daarop dat die sin van Ludwig sin geskryf word as S, afkappingsteken N. Dit is baie belangrik dat jy hierdie spelling reg moet kry. Dit is nie S-I-N nie, is S, afkappingsteken N. 'n Vraende voornaamwoord is wie, wat, waar, wanneer, hoe en hoekom en waarom. Dis enige vraagsin wat met een van hierdie woorde begin. Begin met 'n vraende voornaamwoord. Byvoorbeeld, wie gaan almal toer? Is wie die vraende voornaamwoord. 'n Aanwysende voornaamwoord wys na iets spesifiek. Byvoorbeeld, hierdie werk is redelik maklik. Ons kan ook die woord die gebruik, soos die werk is redelik maklik. Die sal dan in hierdie geval 'n akuut op die E moet hê. Anders is dit net 'n bepaalde lidwoord. Ons kan ook sê, daardie kinders is regtig hardwerkend. Weer 'n keer, ons wys na 'n spesifieke groep wat net nie op hierdie stadium hier by ons is nie, maar 'n bietjie weg van ons af en daarom kan ons sê daardie. 'n Onbepaalde voornaamwoord verwys na iets of iemand wat nie spesifiek is nie. Met ander woorde, iemand sal moet saamgaan. Dis 'n onbepaalde voornaamwoord. Nie iemand spesifiek nie, iemand sal moet saamgaan. Of niemand wil saamgaan nie. Of almal moet saamgaan. 'n Wederkerende voornaamwoord word gebruik wanneer die onderwerp en die voorwerp in die sin dieselfde persoon is. Met ander woorde, 'n werkwoord het tot gevolg dat die aksie terugkeer van die onderwerp af na die voorwerp toe. Maar in plaas daarvan om nou te sê Hannes bekommer Hannes oor sy werk, sê ons Hannes bekommer hom oor sy werk. Hom is dan 'n wederkerende voornaamwoord omdat die onderwerp en die voorwerp dieselfde persoon is, maar die aksie wat uitgevoer word, keer terug na die onderwerp persoon toe, of die onderwerp van die sin toe. 'n Wederkerige voornaamwoord is wanneer ons 'n aksie het wat van een persoon na 'n volgende persoon oorgedra word en gelyktydig van daardie persoon af terug oorgedra word na die eerste persoon toe. Byvoorbeeld, ons het vir Sia en ons het vir Eben. Sia groet vir Eben en Eben groet vir Sia. So hulle groet mekaar. Die aksie gaan van die een af, van Sia af na Eben toe en van Eben af na Sia toe. So die enigste voornaamwoord wat ons hier het, wat 'n wederkerige voornaamwoord is die voornaamwoord mekaar.